Hallo julle. Vandag wil ek aangaan met 'n lewe van gebed deur E.M. Bounds. Ek gaan nou aan met dag 4. Dag 4 is vir my 'n baie mooi een. Jesus, die opskrif is kniel om te bid. Jesus het hom toe van hulle afgesonder, ongeveer 'n klipgooi ver. Daar het hy gekniel en gebid. Lukas 22 vers 41. 'n Mens se liggaam raak betrokke by gebed wanneer dit 'n spesifieke gebedsposisie inneem. Wanneer iemand bid, kniel sy liggaam en gees voor God. Die houding tydens gebed is baie belangrik. In Getsemane was ons Here gebroken toe hy gebid het. Wanneer 'n mens getrou en opreg bid, sal die liggaam 'n houding aanneem wat pas by die toestand van die siel op daardie oomblik. Op hierdie manier sluit die liggaam by die siel aan in gebed. Here, my siel wil U behaag wanneer my liggaam voor U kniel in opregte gebed. Amen. Wat vir my so mooi is ons houding in gebed. Baie mense sê hulle het 'n lewende verhouding met die Here. Baie mense bid, baie mense lees die Bybel. Maar wanneer ons daai goeders doen, veral wanneer ons bid, moet daar absolute diep respek wees. Jy praat met God, die Heilige. Hy kan jou enige oomblik net so doodmaak. Hy sal dit nie doen nie. Maar verstaan wat ek sê? Hy is die Almagtige, die Heilige. As jy na hom toe gaan kom met 'n houding van okay nee, ek moet nou vinnig praat en so, gaan niks gebeur nie. En jy is in die moeilikheid, heel moontlik. Hoekom is daar nie 'n respek vir ons Here nie? Wat vir my so cool is, behalwe vir die houding wat ons moet hê, is dit dat as jy die Here Jesus as jou verlosser aangeneem het, sy Heilige Gees in jou werk en saam en deur jou bid. Daai is so groot en ek kan dit nie eens probeer verduidelik nie, want ek het nie die woorde daarvoor nie. Maar die Here is in jou en hy leer jou om te bid. Vandag wil ek hê jy moet onthou met wie jy praat wanneer jy bid. Jy bid met jou liefdevolle Vader, jy bid met die Heilige Here. So hê meer respek, jy die allermeeste hoogste respek vir die Here. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek is so lief vir U Vader, en ek het U nodig. Heilige Gees, lewe deur my, en help my om te bid, leer my om te bid. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.